Is jy losgemaak? Ja, is jy losgemaak? Na gees, siel en liggaam. Soveel mense is in 'n gevangenis geplaas deur hulle geliefdes of in 'n huweliksmaat of iets, maar is jy in jou gees losgemaak? Ek wil vandag 'n bietjie gesels oor Johannes 11. Lazarus. Dis baie interessant. Hierdie arme man, hy sterf. Hy's 'n vriend van Jesus. Hy sterf en Jesus vat 4 dae om by hom uit te kom. En ek wil nie daaroor staan nie, daar is baie wat ons daaroor kan gesê. Maar ek wil gesels oor toe Jesus daar staan voor daardie graf. In Johannes 11 vers 43 lees ons: En nadat hy, dus Jesus, dit gesê het, het Jesus met 'n groot stem geroep: Lazarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan. Hier is iets baie interessants wat plaasvind. En ons lees dit baie keer mis. Ons lees dit tot waar Lazarus uit die graf uitkom. Het jy jouself al 'n prentjie voorgestel? Ek sit en dink baie keer, kyk, ek dink baie in prentjies. Hierdie Lazarus is reeds in grafdoeke, so hulle het hom al reeds begin balsem. Nou kom Lazarus, hy lê in die graf, hy is dood. Jesus het nie gesê, kom uit nie, want as hy gesê het, kom uit, het almal wat in daai graf was uitgekom. Jesus was baie spesifiek, toe hy hier vir Lazarus uitroep. Hy was baie spesifiek en sê, Lazarus, jy is die een wat gaan uitkom. Maar, wat ons hier lees is, toe Lazarus uit die graf uitkom, was hy nie sonder die grafdoeke nie. Toe Jesus opstaan, toe was die grafdoeke agter in die graf. Maar toe Lazarus opstaan, toe het Lazarus nog die grafdoeke aangehad. So hier sien ons 2 duidelike verskille. Lazarus het opgestaan met sy vleeslikheid, en omdat hy met sy vleeslikheid opgestaan het, was die grafdoeke nog steeds daar. En so dikwels kom ons tot bekering, en ons is uit die graf uit, maar ons het nooit die verlede, die grafdoeke afgehaal nie. Ons het nooit die reuk van die dood agtergelaat nie. Daardie seer, daardie pyn, het saam met ons uit die graf uitgekom. Daardie seer, daardie pyn, loop saam met ons. En hulle sê in sy hande en sy voete is hy gebind. So, het hy gespring, soos 'n hasie om uit te kom? Het hy gesweef toe hy uit die graf uitkom? Het hy gewaggel toe hy uitgekom het? Hoe het dit gelyk toe Lazarus daar uitstap? Het jy al ooit daaraan gedink? Het hy gewaggel? Of het hy gesweef soos 'n gees? Of het hy gespring? Of het hy gerol? Maar Lazarus het uitgekom. En dit is dikwels wat met ons gebeur. Ons kom uit die graf uit. En ons sien almal, en almal is opgewonde, want ons is nou tot bekering gekom. Maar daar is een stappie wat meer moet plaasvind, en dit is wat Jesus sê, maak hom los en laat hom gaan. Jesus het nie gegaan en al sy grafdoeke gaan afhaal. Jesus het nie gekom en al die doodskreuk van hom weggevat nie. Nee, hy het gesê, julle wat hier staan, gaan help hierdie man. En daarom, as jy tot bekering kom, is dit nie 'n geval van jy moet alleen stap nie. Nee, daar is grafdoeke wat moet afkom. Daar's grafdoeke wat afgehaal moet word. En het jy al van jou grafdoeke ontslaag geraak? Jy kan nie van hulle alleen ontslaag raak nie. Jy kan nie die pad alleen stap om van jou grafdoeke en die reuk van dood ontslae te raak nie. Al is jy uit die graf uit, al het jy die stem van Jesus Christus gehoor, moet jy van jou grafdoeke ontslae raak. Is jy losgemaak? Is jy vrygemaak? Ons kan vrykom. Daar kan vir ons deurbraak wees. Daar kan vir ons seëning wees. Ek het nou geval gehad waar ek verband gebid het, wat vir jare alleen is. Deur intense trauma gegaan het. Suksesvol in die lewe, ja. Maar die grafdoeke bly hier. En een keer se saambid, spesifiek saambid, om een van daai lappe spesifiek af te haal,
het so 'n groot verandering in verhoudings gemaak, dat selfs hy verbaas is. So dikwels is mense verbaas as jy saam met hulle bid en, maar ek voel anders. Ek moet julle hierdie getuienis vertel. Ek werk met 'n vrou deur trauma, baie seer gekry. En bedien baie mense by my huis en baie mense bedien ek op Zoom, op online. En terwyl ek met haar gesels, en saam met haar bid, en spesifiek vra dat die Here haar kom bedien, ervaar sy hierdie absolute verligting, en hoe die Here net hierdie grafdoeke van haar af losmaak. Toe sy haar oë so oopmaak, en sy kyk in die kamer rond, toe sê sy vir my, was daai kapstok met daai hoed nog altyd daar gewees? Want dit lyk baie mooi. En ek sê, dit was nog elke keer daar gewees, in die 4-5 keer wat jy al by my was. Sy sê vir my, Renée, ek het dit nog nooit raak gesien nie. Skielik het daar van haar oë skille afgeval. Skielik was die grafdoeke van haar kop afgehaal en kon sy duidelik sien. Is die grafdoeke al afgehaal dat jy in die gees kan sien? Is jou grafdoeke al afgehaal dat jy in die gees kan hoor? Die skrif sê, smaak en sien dat God goed is. Beide vandag gebeur nog. Is jou grafdoeke afgehaal? Ek nooi jou uit. Raak ontslaaf van jou grafdoeke. Daar is oorwinning. Daar is seën, daar is sterkte. Jesus het gesê, Lazarus, kom uit. Jy het gereageer en jou hart vir die Here gegee. Stap in vryheid, stap in oorwinning. Dit is vir jou beskore. Ek seën jou vandag met die losmaak en die vrymaak van die verlede. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Jy kan vrykom en leef en regeer sonder dat jou omstandighede verander. Want jy kan heers oor die omstandighede. En die oomblik wat jy begin heers, saam met Christus Jesus, sonder jou grafdoeke, begin dit wat rondom jou is, jou nie meer pla nie, maar jy begin iets anders doen. Want daar is oorwinning, daar is seën en God sal jou eer. Ek seën jou met losmaking in Jesus naam. Shalom.